voorreg is dit vir my om julle te groet in die naam van God wat ons gemaak het. Ek groet julle in die naam van Jesus wat ons gered het. En ek kom groet julle in die naam van die Gees van God wat ons elkeen gevul het met God se teenwoordigheid. Mag hierdie diens regtig vir julle besonder wees. Here, U is altyd daar. U is nooit afwesig nie. U is nooit weg nie. Maar Here, as ons so by mekaar kom, soos nou, dan beleef ons U teenwoordigheid. Want die Gees in ons het hierdie gebou vanoggend toe ons hier ingestap het, 'n heilige plek laat word. Nie oor ons nie, maar oor U in ons. Hierdie is maar net 'n ou kerk, gebou met klip en steen. Maar op hierdie oomblik, met ons hier, is ons nou in U teenwoordigheid. Is hierdie ou klipkerk, huis van God. U woon nie in geboue nie, maar U is nou hier. U is daar buite in die natuur. U is oral. Maar vir hierdie rukkie saam, is U hier by ons. En daarvoor wil ons U loof en prys en aanbid. Dankie God dat U ons spesiaal gemaak het. Dat U gesê het toe U die mens gemaak het, dit is goed, dit is baie goed. Dat U vir ons gesê het, ek het julle gemaak om soos ek te wees. Julle is my beeld. Julle weerkaats my in hierdie wêreld. Vir ons so voorreg. Maar ons weet ook dis 'n verantwoordelikheid. En Here, U het ons nie stokke en blokke gemaak nie. U het ons nie pionne gemaak op 'n skaakbord nie. U het ons 'n keuse gegee. U het ons die voorreg gegee om keuses te kan maak. Maar ook 'n groot verantwoordelikheid. En ons wil U vra dat U vanoggend ons hier opnuut sal wys wat er belangrikste of belangrike besluite ons in ons lewens moet neem. Om op die plek te kom waar U ons graag wil hê. Ons as gemeente kom tree in. Nommer 1 vir ons gemeenskap waar ons hier woon. Vir ons is dit, en baie van ons is dit 'n tuiste, ons woonplek. Hier waar ons gelukkig is. Hier waar ons vry voel. Maar ons kom bid ook vir ons land in hierdie moeilike tye. Die wêreld wat stikkend gebreek is. En ons is hier om in te tree. Ons is nie om te veroordeel nie. Ons is nie om af te skryf nie. Ons is nie hier om vingers te wys nie. Ons is hier om in te tree. Here, wees ons sondaars genadig. In Jesus se naam. Amen. Amen. En voordat ek begin en ek lees verskillende vertalings, wil ek ook net dit verduidelik. Dat onthou die Bybel bly 'n vertaling. Daar's net een Bybel wat nie 'n vertaling is nie, dit is die Bybel wat in Hebreëus en Grieks geskryf is. En min van ons kan dit lees. En van daar af is daar vertalings gemaak, party van hulle is goeie vertalings, party van hulle is nie so goeie, maar ek lees dit sodat dit wat hier staan duideliker word.
Jy kan al hierdie teksverse in jou Bybel 33, 53, 83, 2000 soveel vertalings. Die Engelse vertalings is honderde. Maar hier kom ek vanoggend en ek lees die belangrikste keuses. En hier is Moses aan die einde van sy lewe. Julle weet hy het 'n ou man geword. Hy het die volk 40 jaar deur die woestyn gelei. Maar die Here het vir hom gesê, onthou jy, toe hy die klip geslaan het en God het gesê moet praat met die klip, het God vir hom gesê jy gaan die beloofde land nie sien nie. Joshua sal die volk inlei, maar jy kom hier en hier's die einde. En nou staan Moses voor die volk, 'n ou man wat foute gemaak het, wat goeie goed gedoen het, maar hy staan nie voor die volk en hy sê, dis die boodskapvertaling, vandag gee ek vir julle die keuse. God praat deur hom. Kies tussen lewe en dood. Kies voorspoed sonder God en teëspoed sal al agter julle aantrek. Mag julle tog maar die lewe kies, dan wag daar 'n wonderlike toekoms vir julle en julle nageslag. Hier sê Moses, ek bring julle by 'n plek waar julle moet kies tussen lewe en dood. En luister na my wat ingeskakel is. En elkeen van julle wat hier sit. 'n Keuse sonder God is 'n keuse vir die dood. Vir die ewige dood. Daar's net een regte keuse. En dis die keuse om God te kies. En Moses op sy, by wyse van spreuke, sterfbed, hy is nie op 'n sterfbed, hy staan daar bo op die berg en kyk af na die beloofde land. En daarom het ek gesê, my boetie en sussie, ons moet weet, God het van die begin af ons keuses gegee. Elkeen van ons is nie stokke en blokke nie. God skuif ons nie soos pionne rond nie. God gee jou keuse. Hy het vir die eerste mense gesê, julle kan eet van al die vrugte behalwe. Jy weet, dit is so wonderlik, wanneer ons vir ons kinders ook sê, julle mag alles doen behalwe. Daai behalwe word die probleem. Die alles is reg, maar daai behalwe. En dis waar ons verkeerde keuses maak. Ons maak ons keuses daar waar ons staan by die behalwe. Moenie daar raak nie. En die mense het die behalwe gekies. Hulle het die behalwe gekies en ek weet ons almal het sulke behalwes gekies in ons lewens. En ons het 'n duur prys betaal. Want sien, daar's 'n konsekwensie. Dis nie God wat jou straf nie. Jy straf jou met die konsekwensie. As jy 'n ou gaan doodskiet, is die konsekwensie dat jy gaan heel waarskynlik tronk toe. As jy steel, ek kan opnoem. Daar's 'n konsekwensie. En dis die konsekwensie wat mense se lewens so seer maak. Die belangrikste keuse in jou lewe is God. 1 Konings 18 vers 21 is daar 'n profeet Elia. En Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom. Maar as dit Baal is, volg hom. Die volk, hoor mooi, die volk het hom nie 'n antwoord gegee nie. Hoekom nie? Want op hierdie oomblik kon hulle nie 'n keuse maak nie. Want hulle het Baal gekies. Ek wil vir dit weer vir julle sê, en miskien klink dit baie ernstig, ek gee nie om nie. As God praat hy ernstig. God praat ernstig met ons, want God is lief vir ons. En ek wil saam met Elia sê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? Dis die verkeerdste plek om te wees. Dis die verkeerde plek tussen die goeie boom en die slegte boom. Daar waar ons daar staan. Dis 'n slegte plek. As jy nie reg kies nie. En die volk het nie geantwoord nie. Hulle kon nie.
En ek wil dit uit my hart uit sê, die land waar ons woon, die mense van hierdie land kan nie antwoord nie. Hulle wil nie antwoord nie. Hulle sien nie kans om te kies nie, want om vir God te kies het 'n konsekwensie. Om God nie te kies nie, het ook 'n konsekwensie. En daarom Joshua 24 vers 15 is Joshua ook nog aan die einde van sy lewe. En Joshua sê vir die volk, kies dan vandag wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Jy verstaan my boetie, ek wil vir u sê, wanneer gaan ons opstaan? Wanneer gaan hierdie volk opstaan en 'n keuse maak vir God? Ek gee nie om wat ander mense kies nie. Ek gee nie om hoe ander mense kies nie, maar ek in my huis. Ons gaan die Here dien. Dis 'n keuse wat jy moet maak. Het jy dit gemaak? Het julle wat aan my luister dit gemaak? Of is julle ook by die mense wat dink op twee gedagtes? Jy word 'n draadsitter. Ek in my huis sal die Here dien. En hoor hierso, 'n mens maak nie 'n keuse vir God een keer nie. Elke dag van jou lewe kies jy weer. Ek kies God vir hierdie dag. Ek kies in 'n situasie, kies ek God. As ek 'n besigheid met iemand aangaan en daar kom enige ongeregtigheid daar en oneerlikheid, dan kies ek reg. Jammer, jy kan nie besigheid anders doen nie. Maar dan doen jy besigheid sonder God. En as jy dan 'n goeie besigheid gedoen het, dan is dit 'n goeie besigheid sonder God. En dan staan daar die hartseer en die pyn sal jou agtervolg. En ek maak jou nie bang nie. Dis wat God sê. Sonder God kies ons die dood. Die tweede keuse is kom uit hierdie, as ek nie God gekies het of God gekies het, jy moet kies in geloof bo vrees. Jy moet geloof bo vrees kies. En hoor hier. Ons word op die oomblik deur vrees beheer. Een van my maats is 'n sielkundige. En hy sê, hy kan dit nie meer hanteer nie. Hy sê elke persoon omtrent wat daar in sy spreekkamer kry, sit met angs. Vrees. Hy moet vir hulle pille gee. Hulle kan nie slaap nie. Hulle vrees. En hier staan dit in geloof, ons moet geloof kies bo vrees. Want jy sien, vrees beheer jou. Maar geloof maak jou vry. Daarom het God ons geroep om te vertrou. Hy sê in Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Oukies, ons kom by bangplekke. Kom ons wees eerlik. Ek praat vanoggend oor plekke. Ons kom by bangplekke waar ek bang word. En daai bangplekke is plekke waar ek moeilik kies. Jy sien 'n bangplek, moet jy nie sonder geloof daar wees nie. Want dan gaan vrees jou oorheers. Hebreërs 13 vers 5. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Jy sien, geloof leer jou om elke dag God meer en meer te vertrou. Dis nie 'n maklike ding nie. Oukies, jy kom op 'n plek van vrees, en as jy maar waar is God? Ek sien hom nie, ek hoor hom nie, ek voel hom nie, ek ervaar hom nie. Jy sien, is daai plekke waar jy nie moet kyk na die omstandighede nie, jy moet kyk na God. Want geloof sien God. Die onsienlike sien ons. En ons beleef hom, en ons vertrou hom in hierdie moeilike omstandighede. Hebreërs 11, die boodskapvertaling sê geloof of vertroue in God beteken om nie een oomblik te twyfel nie dat hy sy belofte sal hou en om daarna uit te sien.
Ons kan dit wel nie nou al sien nie, maar ons weet dat dit sal gebeur. Ek is klaar. En hierdie stukkie wat ek nou sê, het ek oor baie hierdie week gebid, want dit geld ook in my lewe. Kies liefde bo bitterheid. Kies liefde bo bitterheid. Ons almal wat hier sit en wat my luister, is ergens in ons lewens seer gemaak. Deur iemand, of deur omstandighede, of deur wat. Ons is seer gemaak. Daar's mense wat ons gesê het, ek sal hom nooit vergewe nie. En dan weer galm het in die hemel, en God sê, ek sal jou ook nie vergewe nie. As jy jou naaste nie vergewe nie, sê die Here, sal ek jou nie vergewe nie. Jy sien, en as mense wat aan hierdie seer vasklou, hulle vertroetel hierdie seer, en daar's hartseer goed. Oukies, na 60, 50, 60 jaar bediening, het ek 'n boek by my huis, en die boek se naam is 'n boek van trane. Ek het al die trane wat ek in my bediening beleef het, saam met mense, het ek opgeteken. 'n Boek van trane. Pyn. En weet jy wat? As jy daai persoon, as jy nie van daai persoon gaan losmaak nie, gaan daai persoon elke dag doen wat aan jou gedoen het. As daar 'n man in jou lewe was wat jou verkrag het of jou molesteer het, dis verskriklik. En ek het vanoggend weer vinnig in die koerant gelees. Ek weet nie wat's die probleem nie. Meer en meer paas en meer familielede verkrag hulle eie kindertjies. Wat het gebeur? Wat het gebeur dat 'n ma 3 van haar kinders verwrig? Wat het gebeur? Dis siekte. Dis 'n siek mens. 'n Gewone mens kan dit nie doen nie. Dis nie moontlik nie. Maar wat gebeur? En net God kan daai persoon vergewe. Moenie vir my vertel ek kan hom vergewe nie. As iemand my seun doodskiet voor my, sal ek hom nie kan vergewe nie. Ek kan nie. God moet hom vergewe, want wat hy gedoen het, moet hy voor God gaan staan. Maar ek wil my losmaak van daai persoon. Ek gaan nie toelaat dat daai seun elke dag van my lewe my seun voor my doodskiet nie. Ek maak my los van daai persoon. Vergifnis vir die mens beteken distansieer jou van daai slegte ervaring. Distansieer van daai slegte ding wat met jou gebeur het. Dis nie maklik nie. Dis nie oornag nie. Dit vat maande, dit vat jare. Maar jy moet loskom. God sal daai persoon vergewe. As hy vergifnis vra, as hy vergifnis vra nie, gaan hy oor daai ding gaan hy heel waarskynlik hel toe. Maar ek moet my losmaak. Ek sien daar om te veroordeel nie. Ek sien daar om daai ou terug te kry nie. Want dan is jy deel van die probleem. As ek daai ou se seun gaan aan sy seun gaan skiet, is ek deel van die probleem nie. Ek is nie deel van die oplossing nie. En daarom sê Efesiërs 4:31-32, moet nooit verbitterd leef nie. Moet niks doen uit haat nie. Ek skreeu dit uit vir die volk. Ek skreeu dit uit vir die volk. Moet nooit verbitterd leef nie. Moet niks doen uit haat nie. Dis God wat so sê. En as jy met hierdie haat en met hierdie bitterheid leef, gaan jy nooit 'n gelukkige mens wees nie. Nooit. Dis ongelukkige mense hierdie. Dis mense wat van sielkundige na sielkundige, hierdie goed maak jou siek. Daai mense wat aan jou gedoen het, hulle moet voor God gaan bely. Hulle moet met God gaan regmaak. Maar ek wil my losmaak. Ek wil my losmaak daarvan. En daar's mense wat aan my goed gedoen het, wat julle nie sal glo nie. My eie kerk het goed aan my gedoen wat my seer gemaak het, wat my stikkend gebreek het. Maar ek het vergewe, ek het my losgemaak. Ek gaan nie dat daai predikante aanhoudend aan my doen nie. Ek het op hierdie oomblik nie bitterheid in my hart nie. Ek het geen haat in my hart nie.
Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle in Christus vergewe het. Dit is God se woorde. Vergifnis verander nie die verlede nie, maar bevry jou hart. Vergifnis verander nie die verlede nie, maar dit bevry jou hart. Jy's los, jy's vry. Jy kan gaan met jou lewe. Vergifnis maak jou vry, vry van bitterheid, vry van haat en vry om in God se vrede te leef. Soos Christus ons vergewe het, word ons geroep om ander te vergewe. En dan die einde. Ons moet Jesus elke dag kies. Matteus 16:24, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Dit beteken, hy moet sy hele lewe gee aan die Here. Sy kruis opneem en my volg. Jesus dwing jou nooit om hom te volg nie. Moet nooit, hoor jy die woorde van my? Moet nooit iemand dwing om 'n kind van die Here te word nie. Nie jou kind nie. Nie jou beste vriend nie. Want die Here doen dit nie. Daai persoon het 'n keuse en daai keuse moet hy self maak. As jy iemand dwing, dan doen hy dit omdat jy hom gedwing het. En dan bedoel hy nie wat hy gedoen het nie. Die Here, Jesus sê, volg my. En wat 'n disipel is iemand wat Jesus volg. Verloon beteken dat ek my nie eerste stel nie. Weet jy, mense sonder Jesus, is selfsugtige mense. Mense sonder Jesus, hulle is nommer eerste. Dis ek. Jy moet hoor sê, ek sal nie, ek wil nie, ek gaan nie. Dis die taal van iemand sonder Jesus. Maar met Jesus, Here, wat wil U moet ek doen? Here, wat wil U moet ek doen? Nie hoe ek voel nie. Here, maar wat wil U moet ek doen? En dan moet ek dit doen. Ek moet dit doen. Die Here het nie die Here het gesê, neem jou kruis op, want dit is nie 'n maklike pad nie. Oukies, om 'n kind van die Here te wees, ek gaan dit sê, is 'n onmoontlike pad. Sonder die Heilige Gees in jou lewe kan ons hierdie pad nie loop nie. Kan ons nie gehoorsaam bly nie. Kan ons nie tot die einde toe volhard nie. Dis net die Heilige Gees wat dit vir ons moontlik maak. Dan kan 'n mens opoffer. Maar jy moet dit daagliks doen. En dan breek daar vir jou 'n nuwe lewe aan. 2 Korintiërs 5:17, as iemand in Christus is, 'n nuwe mens, 'n nuwe lewe. Die ou dinge is verby. Dit het alles nuut geword. Jy sien, as jy die nuwe aanvaar, verdwyn die oue. Maar as party mense wat hulle hele lewe lank probeer breek met die ou mens. Moenie dit probeer nie. Jy kan dit nie self doen nie. So min as wat jy, ek het 'n bietjie jaartjies, maar al jou hare my vat en self optrek nie. Nee. Die oue moet jy los en jy moet die nuwe aangryp. En hoe meer jy hierdie nuwe lewe, hoe meer jy hierdie nuwe mens lewe, verdwyn die oue. Gaan dit verby. Ek wil nie teruggaan nie. Daar staan in die Bybel, daar's net een wat teruggaan na sy eie braaksel en dis 'n hond. Hond keer terug na sy eie braaksel. Ons keer nie terug na die oue nie. Dis braaksel, dis my ou lewe. Verby. Ek gaan nie terug soontoe nie. Ek gaan nie soontoe nie. Want dis die dood. Jesegiel 18:21 sê, werp al julle oortredinge waarmee julle oortree het van julle af weg. Kies vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Waarom wil julle sterwe? Want ek het geen baan in die dood van hom wat moet sterwe nie, spreek die Here, Here, bekeer julle dan en lewe. Grootste keuse is God bo afgode. Kies Jesus die enigste verlosser. Kies vergifnis bo bitterheid. Kies die ewige lewe bo die ewige dood. Amen. Here, ons sit by die nagmaaltafel en hierdie tafel vertel vir ons van die beste keuse wat ons ooit kan maak. Dis om U God te kies en U Jesus te kies, die nuwe lewe te kies, die ewige lewe wat U vir ons
beplan het. Amen. Amen. Ek stuur die huis toe met hierdie pragtige seënbede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.